Dankie julle, die doel van hierdie sessie is net om vir jou te sê waar ons as familie heen gaan en wat ons gedagtes is. En uit die aard van die saak is dit belangrik dat jy weet, want dat jy die maksimum kan put uit wat daar vir jou gebied word. En jy die maksimum kan deelneem, sodat die res van ons uit jou uit kan put, rondom wat jy vir ons bied, as 'n liggaam. So as 'n paar dinge wat ek net onder julle aandag wil bring, en eerste ding is, die direksie het 'n strategiese sessie gehad in die middel van die jaar. Ons het CCI ingekry om ons te help met die sessie, en het te fasiliteer. En ek wil dankie sê vir die direksie, vir die harde werk wat hulle gedoen het, maar om ons te help beplan rondom, en ek dink een van die groot dinge wat ons gesê het, en hoe ons gedink het, is gesê, maar Familia Day het so groot geword, en daar's 'n klomp mense in Familia Day wat nie noodwendig net ons geordende pastore is nie, maar dit is tog deel van die familie. Julle is tog deel van die familie. En hoe dink ons rondom die hele familie, dat dit 'n familie is en 'n familie bly? En dan met enige groei, uit die aard van die saak is dit maklik om 'n familiegevoel te verloor. En julle sal onthou, ek het vroeër al sensusse gedoen en loer na die vloere en dinge, om te kyk wat sê julle en wat is julle hoop en bekommernisse en vrese, julle onthou al daai goed. En dit het ons help inlig die data wat ons versamel het met ons beplanning, en ons het konsultasie met mense gepraat ensovoorts. Maar ons het 'n paar fokusse neergesit, gesê goed, wat het ons nodig om hier in die eerste jaar na te mik, wat het ons nodig om te mik voor in die volgende 3 jaar, en wat het ons nodig om te mik as direksie in die volgende 7 jaar vir Familia Day. En ons het 'n paar fokusse gaan vasstel, en ons het ook gaan sê, wat wil ons bereik? Wat is ons visie? Wat is ons doel in Familia Day? Wat is Familia Day se doel? En ons het daarby afgekom en gesê, ons doel is gesonde gemeentes. Dis as ons 'n 6 slaan, is as Familia Day se familie gesonde gemeentes het, spesifiek via 'n gesonde pastoraat. En ons fokus by Familia Day is dan om primêr die pastoraat te dien en te bedien, en seker maak die pastoraat van die gemeentes is gesond, en met die gemeentes in verhouding te staan, sodat daar gesonde gemeentes kan wees. En ons wil dit doen deur die daarstel van die netwerkverhoudinge, en van die resources, en produkte, ensovoorts, en 'n familie te wees vir die pastoraat. Dis wat ons wil regkry by Familia Day, en dis waarin ons energie gaan. En ons het letterlik so 16 areas geïdentifiseer wat ons aan sal moet werk in die tyd wat kom, en dink en bou ensovoorts. En ek gaan gelukkig nie al 16 met jou deurgaan nie. Maar waar's LJ? Jy kan so lank vorentoe kom, LJ. Daar sal nou, Sonja sal nou 'n papier deurstuur waar jy jou naam en nommer kan neerskryf. As jy 'n geordende pastoor is wat die kommunikasie van Familia Day reeds ontvang, dan hoef jy nie jou nommer op daai neer te skryf nie, want ons het jou nommer en ons het jou detail. Maar op die stadium, dis een simpel ding. Ons kommunikeer met die geordende pastore, en ons mis baie van die mense wat tog deel is van die familie. Spanlede ensovoorts wat hier sit. En dis ons familie. Ons kuier saam, ons braai saam, ons worship saam, ons bedien saam. So ons wil 'n groep stig, Familia Day familie. Nou jy sal nie gespam word nie, beloof, maar ons wil tog met jou kan kommunikeer, dat jy weet wat aangaan en wat vir jou gebied word ensovoorts, en wat die bewegings in die breër netwerk. So, soos wat daai ding deurgaan, skryf asseblief jou naam daarop, en daar's 'n paar details, waar pas jy in en so voorts. LJ, kom asseblief hier. LJ, ons het MediaNet gestig, want baie keer dan vra ouens vir my, maar jy weet die sessie by die laaste sessie, byvoorbeeld die musieknet, het ek gepreek oor die tussen die vlerke van die gerubs, en dis nie 'n grappie nie, dit was regtig die preek gewees. En toe soek hulle dit, en toe het ons dit nie, toe moes ek dit opneem. Maar
dinge gaan opgeneem word en jy gaan toegang hê tot die resources en seker maak is daar. So MediaNet is nie net, dit is om seker te maak dat die kwaliteit van ons opnames, die verskillende nette se resources word daar gestel. Daar gaan die website gaan geredesign word. MediaNet is baie wyer as net 'n paar dinge wat gaan gebeur, die branding ensovoorts. Maar ek wil net laat LJ ietsie sê rondom, laat jy verstaan waar om die resources te kry ensovoorts. So dit is 'n natuurlike work in progress. So wat ons gaan doen is, ons het die branding begin verander, om dit net bietjie meer modern te laat lyk, dis die begin. En dan, natuurlik Facebook sal al wees, Instagram gaan al wees, daar is al reeds 'n YouTube kanaal, en al die sessies wat gerekord word, soos alles was gerekord, baie dankie aan Beleef Gemeente wat ons daarmee gehelp het. So hulle het alles rekord, so alles sal dan verwerk word en op YouTube beskikbaar wees, laat ons die preke na die tyd weer kan luister of kan aanstuur vir ander mense. So YouTube sal 'n plek wees waar dit beskikbaar is, en dan wil ons ook fokus op elke net byeenkoms ook, sodat daai goeders ook beskikbaar sal wees in die toekoms, dat die mense wat nie musiek net kon maak nie, ook daai preke kan luister, of dit aanstuur vir van ander worship leiers, so ook by Kidsnet, so ook by Jeugnet. So ons wil regtig kyk om Familia Day se totale sosiale media presence te lig, om dit meer beskikbaar te maak vir mense daar buite, wat ook daarby kan baat vind. So ons sal op daai groep kommunikeer, al die links vir al die sosiale media platforms, ons vra asseblief dat julle dit sal gaan like en gaan share en gaan follow en allerlei lekker dinge gaan doen. As julle sukkel, vra jou jeugpastoor, hy sal weet. So julle het dit daar, dit is die eerste gedagte, en dan net op daai noot, dink ek, Beleef Gemeente, Maurice en Caleb en Retief, en die ouens het die klank hier vir ons gedoen, en die rekenaars, ek dink hulle het 'n goeie job gedoen. Ja, kom ons gee vir julle dankie. Baie dankie. Hy Maurice sit daar vasgenaal, my maat, hy kan nie move nie, maar ons sing lekker, dankie, ons waardeer dit rarig, hulle bring vir ons die lekker klank en so, dat het goed klink, so baie dankie daarvoor. Die ander groot ding wat ons op fokus is, en dit het ek nou net 'n meeting gehad met vriende van die netwerk, ek wil net die res van ons inbind, 3 kanale waaruit ons familie bestaan. Familia Day. En die eerste ding, wanneer ons praat van Familia Day, dan bedoel ons meeste van die tyd in 'n tegniese konsep, AGS gemeente is deel van die nie geografiese streek van die AGS Familia Day. Dis Familia Day se gemeentes. En ons gaan nuwe gemeentes plant binne in Familia Day en so gaan ons groei pryse hier. Tweedens is daar mense, AGS gemeentes wat 'n behoefte het om saam met ons te fellowship en saam met ons dinge te doen, en ons het 'n behoefte om saam met hulle te fellowship en saam hulle dinge te doen. Maar hulle is reeds in 'n streek en hulle kan ons nie join nie, maar hulle wil tog. Ons wil tog saam hulle wees en hulle wil saam ons wees. Vir hulle het ons vriende van die netwerk. En ons bedryf het voortaan as 'n assosiasie. Want ons wil nie Conferentia Day wees nie, ons wil Familia Day wees. So op die stadium het ons 'n baie los ding van enige ou koop 'n kaartjie en kom, dit gaan wegval. Ons het ook nie meer baie plek nie. So ons het planne vir as ons te groot word, ons werk aan. Maar wat dan? Maar wat ons nou gaan doen is die vriende van Familia Day gaan 'n klein assosiasie fooi betaal, en ek het dit nou met hulle gepraat, en daai assosiasie fooi maak hulle vriende en hulle gaan ons ekoops bywoon ensovoorts, en hulle kry hulle deel in kaartjies ensovoorts om by te woon. En as jy nou meer oor die details wil weet, kom praat met my. Ek wil nou nie almal hier verveel vandag met dit nie. Ons het dit lekker deurgesels nou met die vriende wat belangstel om hierdie saak te join. Maar dan stap hulle met ons op pad. So in die toekoms, die enigste mense wat ekoops gaan bywoon is Familia Day gemeentes en vriende van Familia Day. Ander mense gaan nie kom nie, ons stap met met gemeentes in verhouding. Ander mense van ander gemeentes kan kom as ons hulle bless met ons kaartjies. Jy verstaan, my toelaag, as ek een van my kaartjies gee of so. Die derde been is FDK, hulle gaan ook hier wees, wat die denominasie is wat ons gestig het, Familia Day Kerk, en daai target market is onafhanklike gemeentes wat toch 'n behoefte het aan 'n struktuur, en toch 'n behoefte het om te fellowship. So net so vinnig, as jy meer wil weet, kom praat asseblief met my oor dit, dan verduidelik ek jou. Maar dis die mense wat jy hier gaan sien,
En die lekker ding van dit is, die mense gaan ingekoop wees, so jy kan met hom braai, of haar braai, want volgende keer gaan jy hulle weer sien. So jy kan maar verhouding bou. Gaan nie hier wees en weg wees, en hier wees en weg wees nie. Dis ons vriende, dis ons mense, dis ons familie. En saam sal ons familie Day wees. En ons sal die familie van familie Day wees. Wat dit ook behels, is aansoek. So 'n vriend gaan aansoek doen om 'n vriend te word, want ons wil dan ook kyk dat ons DNA beskerm word. En fan of nie, ek sê glad nie, ek's 'n fan van Donald Trump, en my maak 'n interessante uitspraak, hy sê, if you don't like America, don't come here. Nou, ek voel so oor Familie Day, if you don't like Familie Day, don't come here. So iemand wat nie wil wees en moumer hoe sleg ons is, gaan ergens anders. As jy wil bou aan Familie Day en kyk hoe ons kan verbeter en so by al mens, kom na Familie Day toe. Dan's Familie Day vir jou. Alright, so dis die ding. Die ander groot punt wat ons nou aan aandag wil gee is versorging. Want hoe groter ons word, hoe groter challenge word. Dis deel van hoekom ons hierdie strukture in plek sit. Want baie van ons vriende is hier, maar hulle kry nie noodwendig versorging nie. So daar gaan nou vir hulle versorging wees. Dion Grobler gaan in die hoof wees van die vriende van Familie Day. Ons is besig om te werk aan wie gaan in die hoof wees van FDK. Maar om die ding te dryf en seker te maak, hulle kry ook versorging. En ons wil baie intens kyk na ons eie versorging van ons gemeentes en natuurlik die pastoraat. Hoe bou ons verhouding met gemeentes? En daar's klomp van julle wat deelgeneem het aan die gesprek. Ek het klomp goed gelees, dankie. Ek sien, Dani de Kok het met ons gepraat, Johan Vry het vir ons terugvoer gegee, Johan Brits, Dion Swart, klomp mense, Wynand het 'n hele teologiese ding vir ons geskryf, wat eintlik so goed is, dat ek gaan vra dat ons dit, vir almal deur WhatsApp, as jy belangstel in 'n stuk, dankie Wynand, dis goeie werk daai, oor versorging, vanuit 'n teologiese hoek en hoe om daaroor te dink. Is baie goed. So gaan laat dit vir almal beskikbaar gemaak word om daarna te kyk. Maar hoe ons kan dink oor versorging, dankie vir al die inputs. Inputs is welkom. Ek het 'n loer na die vloer voorberei, wat ek hier wou uitdeel vandag en laat doen, maar daar was net so baie dinge by hierdie koop en soveel kommunikasie, dat ek gedink het, dit gaan net overwhelming word. So ek gaan Yuri beaam het. Ek gaan vir ons deurstuur op hierdie groep wat julle nou invul en wat ons gaan stig. Net weer 'n loer na die vloer, waar ons net hoor van julle inputs. Daar's so 'n paar vrae rondom watter kategorie is jy, hoe beleef jy die versorging, hoe neem jy deel aan die versorging, om te kyk waar ons is, en dan gaan ons werk doen en by ons Januarie vergadering, en by ons koop van Maart, gaan die fokus wees, want een van ons uitdagings is, almal ken nie mekaar hier, en ons kan nie almal mekaar ken nie, maar hoe maak ons seker, dat almal genoegsaam mense ken hier, dat dit 'n familie is vir hulle. Dat as mense hier is, voel jy, ek was by 'n familie. Jy voel nie, ek was by 'n buitestander. So jy gaan dalk nie almal ken nie, maar ons wil seker maak, jy ken genoeg, en ons genoeg verhouding. So ons werk regtig aan dit, en by ons volgende koop gaan die fokus wees dan ook op 'n tipe versorging. Ons sal hom nog mooi verpak, maar ons sal dit ook as 'n launchpad gebruik vir klomp goed. En dan was mooi voorstelle oor hoe ons kan maak met die braai en so, en van dit gaan ons volgende koop inbring, en inrol, om familie en versorging te help fasiliteer binne in ons netwerk. So dis 'n fokus wat ons neergesit het. Ek sien ek doen goed met tyd. Jong mense, ek wil 'n oomblik hierby stil staan, onthou ek's net besig om te praat oor van die strategiese fokusse wat ons uit daai 16 wat ons nou dadelik aandag aan wil gee. Hier's verskriklike mooi jong mense in Familie Day. Sal al die jong mense vir my waai? Sal dit vir my interessant wie waai? Soos Kobus, wat die jong mense verteenwoordig daar by die Emeriti. Dankie Kobus. As dit vreeslike mooi jong mense in Familie Day, is mooi generasies. Maar ek wil jou 'n paar stats gee wat Rudy Koorts en ons algemene tesourier van die AGS vir ons deurgee. Pastore, geordende pastore bo 50, 1209. Ons nie probleem daar nie. Tussen 40 en 50, kan ek sien wie is daai crowd, wyf net vir my.
Ek het vir jou goeie nuus. Jy's in demand. Jy's in demand. Jy het werkloosheid, jy het ander bekommernisse, maar werkloosheid, dis nie een van hulle nie. 387 geordende pastore in die AGS. Tussen 30 en 40, kan die 30 en 40's vir my waai, al die 30's en 40's vir my. Jy het 'n blink toekoms in die AGS. 107 geordende pastore. Waai net weer vir my. Nou wie van julle is georden? Hou net jou hand op die geordendes. Blink toekoms. Blink, ek profeteer oor jou wealth. Nee, jy gaan onderhandel oor jou pakket, my man. Onder 30, sal die onder 30's vir my waai. Nou bygesê, daar's 'n proses, nee, mens moet hom nou swat en deur mil gaan en al so. Wie's georden onder 30? Daar's ons het een, Caleb, rarig, 3, is jy onder 30 en georden, William? Caleb, 3, waar's Kaal, is hy nie ook onder 30 nie? Besig om koffie te drink. Nee, hierdie ouens begin dink, hulle is indispensable, sien, hulle is sommer die sessies. Nou wil ek sê, well done familie Day, want ons het 4 van die 11 van die geordende pastore van die AGS van Suid-Afrika binne familie Day, gee hulle self 'n handeklap. Dis 'n probleem. Dis 'n probleem. En ons moet dit aanspreek. Die hele AGS moet dit aanspreek en die AGS krap kop en is besig om goeders te doen en ons weet ons 'n geskiedenis van die chaos met die studies en dinge. Maar as familie Day, wil ek nie hê familie Day moet met dieselfde probleem sit nie. So ek sal my bes gee daar op NLF en help in die AGS en die strategie sover ons kan daar, en daar gee ek my gewig. Maar vir familie Day wil ek nie ons moet daai probleem hê nie. Ons moet daai probleem hê nie. En heeltyd is die vraag, kom ek agter, wat ons vir mekaar nog altyd vra, gemeentes, korpastore, wil ons beroep, het jy vir my 'n naam, en dan begin ons by Mil. Kom ons kyk na Mil, ek het heeltyd gesê, kom ons gaan na Mil toe, kom ons gaan kyk wie's by Mil, wie is by Mil, en dan harvest ons daar mense. Toe besef ek ons dink verkeerd. Die vraag wat ons moet vra is, wie stuur ons Mil toe? Wie wek ons op? Wie wek ons op in familie Day? En well done, ek bedoel, ons is 30% van die totale AGS geordende pastore sit in familie Day. Onder 30. Maar ek sal bly wees as ons nie net vir ons help die hele AGS. Wie stuur ons Mil toe? So ek pleit by elke gemeente om gewig in jou tienerministrie te sit. Dat daar tieners is wat die roeping van God ervaar en hulle hand opsteek en sê, die Here roep my vir bediening. Sodat ons mense Mil toe stuur. Die res van die AGS moet sê, hulle kan by Mil gaan harvest. En ek hoop die hele AGS lig hom 'n notch. En ek gaan my bes gee op AGS level, NLF level. Maar hier is ons in familie Day, hier gee ek my besie. En ek vra jou om jou bes te gee. Moenie jou tiener, leier of pastoor sê, doen 'n goeie job nie. Gee gewig. Saam met dit, ek het gister gepleit, maar ek pleit dit hier. Deel van, en ek probeer vir jou inpas, waar pas jy goed in? Hou ons 'n summer camp vir die tieners. Ons het jeugnet, en ek weet daar's 'n klomp van julle se jeugmense wat soontoe gaan. Trek ander mense, nooi ander mense na al ons nette toe en bless die Breekkerk van Jesus. Bless die Breekkerk van Jesus met jeugnet. Waar jeugpastore toegerus word. Bless die Breekkerk met musieknet, waar worship leiers toegerus word.
bless hulle met kids nie. So nooi mense soontoe, vir julle wat soontoe gaan. Nooi ander, moenie net self gaan nie, nooi ander mense in jou dorp, bless die koninkryk. En ons gaan, ons ouens goed toerus by jeugnet. Ek was by al die nette hierdie jaar, almal van hulle. Kobus het dit so mooi gesê, hy sê ons voorsitter het reeds sy reisbegroting bereik. En het reeds bereik. So ek voel goed oor myself, ek het dit reeds bereik. Ek wou oral kom om te sien wat gebeur. Nou, ons gaan na toerus, maar kom ons begin by die tieners. Nou, vir almal gaan dit dalk nie werk nie, by almens. Familiedag is laag op die woord moed, en sterk op die uitnooi. Maar ons het 'n summercamp, en ons gaan gewig aan hom sit. Ek gaan by volgende jaar se summercamp wees as die Here wil. Johan Pieterse wat hoof is van die nette gaan al wees as hy wil. Obviously gaan LJ al wees, hy is gisteraan die mantel opgelê. Maar ons gaan seker maak daar's gewig, ons gaan seker maak daar's encounters with God. Een van die vrae wat vir my gevra is, hoekom join ons nie net #imagine of van die ander sterk bewegings wat daar is nie en jy kan. Maar ek het 'n antwoord, ek het lank daaroor gedink, Pinkster. Ek wil hê ons moet Pinkster. Wil daai jong mense moet Pinkster, jong mense moet opstaan, Pinkster encounters en mil toe gaan. Omdat hulle sê ons het 'n call of God. Ek doen 'n beroep, ek nooi jou. Stuur jou jong mense. Nou sê ons bly ver. Ek weet, dis hoekom ons die venue beweeg het van die vorige kampe van hier in Noord-Pretoria en gesê, nee, ek het gesê, bring dit suid van Johannesburg. Sodat dit min of meer nader is vir ons verskillende ouens om te kom. Nee, maar dit is te duur, as jy nou die kostes van die kamp en die travel kostes, ek weet. Maar het jy al 'n jong man gesien wat verlief is op 'n girl? Ver word nie 'n probleem nie. Is nie eintlik 'n probleem nie. As jy dit wil doen, dan is die vraag hoe. Ons jeug het wat het julle gedoen, Sheldy? Om geld in te samel? Worsbroodjies verkoop en allerlei goeders. Ouens gekry om ons bus te sponsor. Man, laat die jeug self opgewonde raak. Ons weet ons gaan imagine vir my oomblik saam met my, as al die tieners van Familia Day daar oprok, wat 'n tipe tienerkamp. Imagine jy's 'n tiener. Hoe freaking amazing dit gaan wees. Jy gaan uitsien, en dis wat ek gister gesê het, jy's nou graad 9, volgende jaar gaan ons weer, graad 10, volgende jaar gaan ons weer, maar jy sien al uit na daai girl wat jy nie laas gevry kon kry nie. Jy het weer 'n kans. En in dit alles, gaan ons seker maak des Pinkster moments, waar hulle God gaan ontmoet. Ons gaan seker maak. So, gee terugvoer, as dit nie vir jou werk, as jy goed nie werk, en as wat daar gebeur nie werk nie, maar gee die terugvoer, ek wil dit hoor, want ons wil seker maak, ons wek 'n nuwe generasie ouens op. Ons moet 'n ekosisteem bou, wat die volgende generasie van pastore produseer. Ons moet 'n ekosisteem bou. So ouens, kom, dit is deel van die strategie, dit is nie die volle strategie nie, jou eie ministry by jou kerk is die belangrikste. Maar van Familia Day se kant af, dis wat ons wil help om te doen. En as jy beter planne het, kom deel hulle, asseblief. Maak nou geld bymekaar. Kerkplanting, het ons nou aan aandag gegee. Sonja, waar is u? Is sy gou uit? Frikkie, as gewaardeerde direksielid, sal jy asseblief net seker maak, jy vat 'n screenshot van al ons plakate teen die muur. Maar ons gaan nie werk, Frikkie, doen wat jy moet. Ons gaan nie hierdie werk
nou saamvat, ons gaan in alle waarskynlikheid weer moet werk. Ek dink julle het agtergekom, dis toe nie so eenvoudige oefening nie. Ons moet regtig ons koppe om hierdie ding reg. Ons verskillende maniere. Maar om die strategie mooi uit te rol van Familie Day, om kerke te plan, maar kerke gaan ons kerke plan. Ons gaan kerke plan. En ons doen al klaar. Wil net sê, die vraag is na my toe gevra deur 'n paar mense. Stel ons voor dat iemand eerder in FDK plant, of stel ons voor, nee, ek stel voor jy plant, as jy 'n AGS gemeente is, in Familie Day, plant 'n AGS kerk in Familie Day. Dis al hoe Familie Day AGS-wise kan groei, ons kan nie ander gemeentes bykry nie. Dis my voorstel, nie kompleks maak nie, plant 'n kerk. As jy daar in Kamakacha of wat ook al goede gaan plant, of hier so diep op Muur in die Noord-Kaap, dan gaan dit dalk nie 'n Familie Day kerkie opsetwerk, die struktuurwerk, dalk die lekker die plant met 'n ander ding, dis fine. Jy kan in FDK ook plant, man, plant nie. Alright. Maar dis die antwoord. Ek het 'n profetiese woord gekry wat ek net met jou wil deel. Nie ek het hom nie gekry nie, iemand het hom vir my gegee. En dan wil ek altyd dat hulle dit self deel, maar dan onder staan, Werner, deel as jy wil, ek wil net nie self deel nie. So wat moet ek nou doen, verstaan jy? Okay, so, maar ek lees hom vir jou. Hy sê, in the Spirit God showed me multiple new structures of worship. Places where he will be praised, new churches. En dan is daar 'n prentjie van Afrika met allerlei sulke takke en kerke oral geplant in 'n hart in die middel. Ek weet nou nie of jy so ver kan sien nie, maar jy kry die gedagte. Dis nou, hierdie woord is nou gebring terwyl ons hier was, by hierdie koop, en hy sê, the world is full of tectonic plates, my heart beats on this earth, and my blood and veins run through it. As my blood flows in the Spirit, you will see a physical manifestation and multiplication of places where I will be worshipped. Where my blood flows, miracles will happen. Pastors, I have already prepared the hearts of the businessmen and women in your church. You should go and ask them one-on-one to sow in my kingdom. They are prepared and see it as a privilege. Do this and observe the miracles. So dis die woord. En ek share die woord met jou. Vat hom. Gaan vra jou besigheidsmense. Kyk wat die Here doen. Geld los te maak. Vir die plantings. Maar kerke gaan ons kerke plant. En ons gaan dit saam doen as Familie Day. Ek voorsien in my geestesoog dinge waar Familie Day, paar gemeentes saamwerk en sê, maar ons het 'n planter. En ons bless hierdie planter, ons sit geld saam, ons sit energie saam, ons doen dinge saam, ons identifiseer 'n area en ons gaan sit 'n kerk aan neer. Nie net kerke alleen nie. Kerke alleen kan ook en gaan ook. Maar ek voorsien waar ons regtig saamwerk en dink oor die koninkryk. Om die koninkryk op daai manier te expand. Voor ek net die goeie surprise nuus deel, ek is altyd bang, maar ek het net 4 minute, so ek's bang vir 'n vraag, maar as jy 'n burning vraag het, wil jy hom vra? Jackie? Jackie? Okay, ja, op die stadium, Jackie, is die ding Afrikaans, want dis die breër, maar ek dink, jy vra 'n vraag wat ons deel van ons strategiese beplanning gevra het, want omdat ons Engelse kampusse en goed plant orals, raak dit 'n ding, en ons sal begin dink aan dit. Ons is net nie nou op 'n plek waar, ek bedoel, as iemand nou hier sit, 3 Engelse mense in hierdie gehoor, kan ons nie hele ding in Engels aanbied nie. Ons is net nie daar nie, dis die stert gaan die hond swaai, maar ons is nie onbewus van die uitdaging, rondom wat doen ons met die Engelse crowd, wat besig is om deur te kom nie, en ons is, ek moet sê 1 jaar, 3 jaar, 7 jaar nie. So, ons dink aan dit, ons dink aan hoe hanteer ons hierdie uitdagings van ons Engelse jeug,
ons Afrikaanse jeug, maar ook nie net die kerk, want skielik begin Familia Day Engelse kerk hê. So dit is deel van ons denkproses. Dit is al wat ek vir jou nou kan sê, maar is 'n goeie vraag. Goed, dan eindig ek met, ons het vir julle moet nou ook in gedagte hou hoe ons moet werk met die geld en ons is ongelukkig onder begroting, dit het ons vir ons konstitusie gesê in die vergadering, maar ons wil graag bless, so ons het, en ek herinner die geordende, getroude pastore van Familia Day, die nie geografiese streek, geordend getroud. Aan julle almal is R750 toegestaan, behalwe as jy getroud is met die geordende pastoor, dan kry julle as kappel net een, dis 'n belegging in die huwelik, en R750 gaan aan jou gegee word, ons vertrou jou integriteit, maar hier is die voorwaardes, anders moet jy dit teruggee. Jy vat jou vrou of jou man uit vir ete, op 'n romantiese date. Jou kinders mag nie saam gaan nie. Jy mag nie die geld vir iets anders gebruik nie. Dis 'n belegging in jou huwelik, en ons soek 'n foto van daai date. Dit gaan gestuur word, en by ons volgende e-koop gewys word, so as jy 'n groot poppie probleem het, mag jy nie die geld vat nie, want ons gaan jou foto wys, by ons volgende e-koop. Alright, dis aan julle, maar, dis nie al nie, there's more, want ons sê ons, hier's 'n groter familie, en ons wil almal bless, so, Jan gaan nou praat, julle het klaar gehoor, die man het wysheid, en as jy sy boeke lees, gaan jou hare teruggeblaas word, hy gaan nou met ons praat, die sessie hierna, oor multiply your wealth, en julle gaan hoor, is 'n goeie sessie, sê ek profeties, ja? Alright, vat dit net. As jy, enige iemand wat hier is, 'n voltydse spanlid is, 'n voltydse spanlid van jou gemeente, ons het net nie genoeg geld vir almal oor ons traai, ons werk so toe. As jy 'n voltydse spanlid is, en jy's hier, kan jy 'n boek gaan koop, by Jan, en ons sal een van die boeke, helfte vir jou refund. Is jy by? So jy kan 2 boeke koop, maar ons sal vir een van hulle, helfte vir jou refund. Jan was goedgunstig genoeg om ons R50 afslag te gee op sy wealth boeke. Dankie Jan, ons waardeer regtig dit. So, as jy, hoekom gee ons nie net boeke uit nie, want party ons vat die boek en lees hom nie. Maar ou wat nou 'n boek koop, wil die boek lees. So, ons sal jou helfte refund op die boek. Dis net 'n blessing. Ek nou gedink die ouens gaan sê, yay, ietsie. Maar, okay. Dankie julle, waar is Solise? Sy